TGBN TV. My geliefde kijker, welkom hier by Is jy gereed saam met Piet Joubert. Eerstens wil ek dankie sê aan ons hemelse Vader dat hy hierdie platform vir ons daar gestel het om sy woord te bedien en uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. Ten tweede wil ek dan ook pastoor Letitia Reineke en al die ander werkers by hierdie uitsendingsbedrywiges sê baie dankie vir wat hulle doen, want sonder hulle werk kan ons dit ook nie doen nie. Ek wil ook dankie sê vir Morney Thompson vir die borgskap van my lisensiegelde en vir Linda van Linda Photography vir die agtergrond foto's en inligting en dinge wat nodig is daar, wat sy vir ons borg om dit daar te kan sit. Dan wil ek ook dankie sê aan elke kyker en sê dankie dat julle inskakel op 'n gereelde basis om te kyk na wat God vir ons wil sê. En ek sê ook dankie dat u hierdie woord versprei en dat u hierdie link versprei sodat meer en meer mense daarna kan kyk. My geliefde kyker, vandag wil ek graag met ons praat veral oor die winter. We praat oor die seisoene, maar veral oor winter. Baie jare gelede het 'n man met die naam van Eugene Marais, as jy nou so in jou 60 jare is, sal jy dalk weet van wie ek praat. Hy was 'n digter, en hy het 'n gedig geskryf, Winternag. Hoe koud is die windjie en skraal. Hoe sal ek dit ooit vergeet? Ons het dit oor en oor en oor gerepeteer en geleer en opgesê en voorgedra. En daardie winter wat Eugene Marais daai tyd van gepraat het, is vandag nog net so koud as wat dit daai tyd was. Maar ek wil nie praat oor die koue van die winter nie, want dit is koud genoeg. Ek wil praat oor die rede vir die winter. Hoekom het ons winter? In Psalm 74, vers 17, lees ons dat die psalmdigter skryf dat God het al die grense bepaal. Hy het ook winter en somer gemaak. Hy het hulle geformeer. Hoekom het God winter en somer gemaak? Want as ons net somer gehad het, was dit die hele tyd lekker warm. Die son skyn, die son brand ons, en alles groei net welig. Maar, ongelukkig, is dit so dat daar dan van die sade sal opraak en dan nie sal groei nie. Want vir 'n saad om te groei, het dit winter nodig. 'n Saad moet eers doodgaan voordat dit kan groei. Dis ook hoekom ons herfs en lente het. In die herfsttyd, dan val die blare van die bome af. Die gras verdor. Die blomme verwelk. Die wêreld lyk vaal en dood. Want dis wat eintlik gebeur. Die wêreld gaan dood in daardie tyd. En daar is 'n rede voor. Sodat dit in die lentetyd, veral na die eerste lente reëns, die grasspruitjies weer kan grasgroen uitsprei. Die blommetjies aan die bome, ons dink maar aan ons vroeë vrugtebome, pink bloeisels maak. En stadig maar seker word hierdie domme grys doodheid weer lewendig. Wanneer ek en jy na onsself kyk, en ons dink hoe koud kry ons in die winter, en ons bibber en ons bewe, en ons dink daaraan dat daar mense is wat nie 'n dak oor hulle koppe het nie, wat swaarder kry as ons, dan bid ons vir hulle, en ons kom nader aan God, omdat God ons oë oopmaak, om ook hierdie dinge te kan sien. En terwyl ons dan
s'nags warm in ons bed lê, en ons wonder of hierdie geliefde of daardie geliefde daarom warm toe is, 'n warm bord kos het om te eet, of waar hulle ook al is, of hulle warm is, dan praat die Heilige Gees met ons. En sê die Heilige Gees vir ons, dat ons moet bid vir daardie mense. Want daardie mense het gebed nodig. Ons dink aan die hawelose mense op straat. Jonges, oues, siekes, allerhande rasse, velklere, tale. My geliefde kyker, dit bring 'n knop in my keel en 'n pyn in my hart as ek aan daardie arme mense dink. En ek bid elke aand dat die Here die mense se harte en hulle beursies sal oopmaak, dat die mense sal help om te voorsien vir daardie mense wat nie weerstand het teen hierdie koue nie. Vir daardie mense wat nie 'n warm kombers het nie, of wat nie 'n dak oor hulle koppe het nie. Ek kry hulle so jammer. En die rede hoekom ek hulle jammer kry, is omdat Jesus ons beveel het, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. As jy daardie naaste liefde in jou hart het, sal jy hierdie mense jammer kry. Maar baie mense sal sê, ja, maar waar is daai mense se familie? As hulle eers skuld het hulle op straat sit, dit mag so wees. Maar dit vrywaar jou nie van jou plig om hulle lief te hê nie. Ek en jy moet hierdie wintertyd gebruik om uit te reik na daardie mense. En ons moet nie net vir hulle warm klere en komberse en goed gee nie, of 'n warm ete gee nie. Dit is ook ons plig om die lig en die vuur van die Heilige Gees met hulle te deel, dat hulle ook warm kan word in die evangelie. Jesus het gesê, as jy koud, maar net koud was, dan sou ek jou dalk genadig kon wees. Maar as jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. So wees of warm of koud, maar moet nie lou wees nie. Dit is belangrik vir ons, om daaraan te dink. Want hierdie is grense, wat God daar gestel het. En hierdie seisoene, is daar om ons te herinner, aan al die grense wat God gemaak het. Velkleur is 'n grens. Winter en somer is grense. Verskillende tale, dis grense. Mans en vrouens, dis grense. So is daar baie grense, verskillende lande, verskillende kontinente, en alles grense wat God daar gestel het. Nie omdat het vir hom lekker was, om tweedragtige mense te zijn, nie. Maar omdat hy daai grense nodig gehad het, om ons as mense uit mekaar uit te hou. Daar is 'n rede, hoekom God hierdie grense daar gestel het.